voorreg om te mag weet Jesus lewe. Amen. Wat 'n voorreg om in hierdie dispensasie te mag beweeg. Om onder sy salwing, sy krag en sy genade te mag wees. Ek gaan vra dat die hoofde buig en self open vanaand. Here, vanaand terwyl ons inkom en hierdie lied speel omdat U leef, sien ek kans vanmôre. Here, haal dit die ek uit dit alles uit, maar omdat U leef. Here, wil ek vanaand vir ons dit tuis bring, dat U die genade het, U die krag besit, want U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die volëinder van ons geloof. Dink terug, Here, aan die rendisie van die liedjie, U is die soete roos van Saron. U is die lelie van die dale. U is die blinkmôre ster. Dankie, Here, dat U dit alles vir ons is. Vanaand, Here, wil ek 'n spesiale maat van die salwing uitspreek oor hierdie dien. Here, dat U beweeg net soos wat U wil, in U krag en U genade. Dankie, Here, dat ons weet U beweeg nou in ons harte en U bring vir ons dit wat nodig is. Salf die musiek, seën die diens, Here, en laat U wil geskied, laat U woord penetreer tot die diepte van harte. Here, neem ook vir hulle wat nie hier kan wees vanaand nie, ook 'n regmatige gedeelte daar waar hulle is. Amen en amen. Sê dankie vir die musiek, prys die Here. Thank you.
neem, ek gee vir die musieke baie dankie. Halleluja, wat 'n voorreg om sy naam te mag groot maak. Wil jy nie net sê amen of iets nie? Of jy iets sê is ook reg, prys die Here. Maar halleluja, ek het nou nie my skriffies gewend gevra agter in my prys die Here. Nou geliefdes, dit is ons aanddiens. En ons weet dat op 'n aanddiens is dit bietjie meer gemaklik. Sê nie saam. Slaap jy nog? Maar ek slaap liewer te lank. Dan sal my 'n pakkie marshmallows in die vuur moet kry, prys die Here. En vanaand wil ek 'n baie belangrike saak met u aanhaal en bespreek. Ek gaan probeer om nie baie lank te wees nie. Maar daar is soveel verwarring in die wêreld. Dat sou ek die vraag stel, dat ek vanaand aan u wat hier is gaan stel, dan kan ek verwag dat daar verskillende antwoorde gaan wees. Ons weet wie Jesus is. Hy is die Seun van God. Ons het te doen in ons kerk en in ons denominasie met die Heilige Geeskrag en met vuur, want ons is 'n Pinksterkerk. Maar ek gaan poog om oor 'n tydperk met u bietjie meer in diepte te kom gesels oor juis die drie-eenheid. Vanaand se vraag aan u is: wie is God? Jy weet, baie kerke is verward oor wie God is. Nou gaan ek eers vir die 'n kans gee. Wie is God? As iemand op jou afstorm in die straat en vir jou vra wie dien jy, dan gaan jy sê jy's 'n lidmaat van Lede in Christus Kerk Sion Gemeente Sekunda. Beteken vir my niks. As staat jou naam in die argiewe opgeskryf, dit dalk mis in die boek van die lewe. Al staan jou naam gegraveer op 'n gedenksteen voor die kerk en jy het alles gegee, die bakstene gepak hierso, kan jy dalk nog die ewige lewe mis. As jy vir 'n moslim vra, wie is sy God? Wat gaan hy vir jou sê? Allah. En dan gaan hy vir jou sê, Allah, die profeet se naam is, jy sal julle weet dit. Maar wie is God? Kan jy? Daar is 'n wêreldsbeweging wat sê dit is so, maar dat God deel is van 'n paneel van skeppers. En dat God verskillende name het, onder andere Allah. Is dit die waarheid? As een God. Dit is die, hoe Janie het hom op die kop geslaan, maar selfs in die tydperk wat Israel oor jare heen versprei was, het hulle verskillende name gehad vir God. Jy kan baie van hulle herroep as ek vanaand vir jy kans gee, El Elyon, Adonai, Yahweh, El Shaddai, El en soveel ander name. Daar's 'n lys van lang name waar Israel ook 'n verwarring gekry het in. Wanneer hulle gebid het vir 'n oes of vir inkomste, het hulle na 'n sekere naam gegaan. En hulle het in 'n verwarring gekom geweet wie hulle God regtig is nie. So die volk was op 'n stadium soekend na wie hulle God is. Vraag vanaand is, wie is God? Waar kom hy vandaan? Van wanneer af bestaan hy? Is daar hoegenaamde God? Presies. Paar mense gaan hier geskok wees dat hulle gaan agterkom, hulle is nie God nie.
En dat hulle hier in gebied nie kan sê wat mense moet doen en waarheen hulle gaan nie. Niemand hier kan jou help te verdoen nie. As 'n paar kerke wat hulle deure gaan besluit. Want hulle kan ook nie die hemel vir jou toesluit nie. Die hemel is ook nie 'n boksie agter die gordyn nie. Ek is jammer om dit vir mense te breek. Maar weet jy, daar's net een met die sleutels van die doderyk en die lewe besit. Sy naam is Jesus. Dis die Seun van God. Ons het gepraat van 'n drie-eenheid en ons kom by die drie-eenheid uit. God is die hoof van die drie-enige God. God is Vader. Hoe lyk hy? Is God die Here? En ander gode eintlik maar net wesens? Die vraag word ons dikwels gevra, wie is julle om te sê dat julle alleen reg is? Is ons godsdienst uniek? En is ons die enigste ware godsdienst? Inderdaad, vrae wat daagliks gevra word, deur ongereddes, gereddes, Christene, verlorenes, almal dieselfde. Wie sê jy is God? En wie is hy vir jou? Waar kom hy vandaan? En ek, as mens voel myself totaal onwaardig om oor die allerhoogste te praat. Die Alfa, die Omega, die begin en die einde. En daar kan ons met aanhaal wat sy woord in die Bybel staan. Ons gaan nou daarby kom. As ons die Bybel oopmaak, ek het vanmôre die vraag vir vra, bring asseblief die Bybel. Ek gaan aanhou en by die plek bring die Bybel. Want dit is die ware bron waarin ons leer wie God is. Weet jy dat wanneer hierdie ouens wat moslems en selfs die Hindoe gevolg en ander volgelinge van ander gode wat boeke het en papiere het en scrolls het, gaan krap nie in die internet rondom vir hulle te leer wat dit sê nie, hulle leer uit hulle boeke uit. Hulle gaan terug na hulle skrifte toe en hulle quoteer dit. Hulle quoteer dit van kinderdae af, het word nie net 'n Joodse seun word geleer om die psalms te sing van sy kinderdae. Ons het in die ou dispensasie in die groot kerk het ons kaptasasie gehad en jy moes 'n sekere hoeveelheid skrifte geken het en dit kon sê, jy moes ten minste die boeke van die Bybel geken het. Ek het pakke slaag gehad op skool in Bybel. Omdat ek gesukkel het om die name te onthou. Ons wil sê ons ken God, maar ons ken nie eers sy voorskrifte nie. Kan jy die Bybel vanaand vir my opsê, boek per boek? Kan ek het vir jy begin? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Joshua, Phineas, Adonis, Johannes en Kobus. Sien nie? Waarom toe gaan ons met die skrifte? Ons ken nie dit wat God vir ons ingegee het nie. So ons moet terugkyk daarna om te begin te leer. Ons was reg met die eerste 3 boeke. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. Dis 'n paar mense wat hulle ken. Hoor hom flippie. Flippie! Trots op hom. Wat van die boeke van die Nuwe Testament? Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, Philippus, Kobus, Petrus, Adonis. Nee. Nou geliefdes, kom ons kom terug na die basiese beginsels toe. As ons wil weet wie God is, moet ons weet wat sy boek sê. En dan begin ons vir onsself 'n skematiese prentskets oor wie hy is. Hierdie Bybel praat alles oor wie hy is. In die begin was God. Van wanneer af bestaan hy? Hy bestaan van die begin af. Voor hom was daar niks. Na hom sal daar niks wees nie.
want daar gaan nie 'n naam wees nie. Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was oor die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees. Toe sien God dat die lig goed was, en God het geskeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En nou het ons gelees van nog 'n gedeelte van God, die gees van God wat oor die waters gesweef. Later sê hy, laat ons die mens maak. In die boeke van die Nuwe Testament kom ons agter dat van die begin af was Vader, Seun en Heilige Gees daar. Daar was nie net 'n ontstaan tydperk, God was daar en later toe's daar 'n Seun en toe kom die Gees nie, nee. Hulle al drie bestaan van die begin af. Nou baie mense gaan maak skeiding tussen God en die eerste boek of die eerste vers van Genesis en sê dis 'n totaal ander God, die volgende een. Nee, dis een en dieselfde God. Nou gaan kyk ons in Exodus die 3de hoofstuk vers 10. En ek kan daarin bly of luister soos die Here dit nou op die hart lê. Gaan er nou heen dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wees ek dat Farao na my sou gaan, dat na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte lei. En hy antwoord, ek sal met jou wees. Dit sal vir jou teken wees dat ek jou gestuur het, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom, en aan hulle sê, God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sal hy, ook so sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Daar's twee variënte in twee verskillende tale. Die eerste een is ego, eimi, I am what I am. Ek is wat ek is. Daar is nie 'n illusie by hom wie hy is. En daar hoort by 'n kind van die Here ook nie 'n illusie te wees wie God is nie. Daar hoef nie 'n twyfel of 'n bestaan by jou te kom van stry en beklei oor wie God is nie. Ek weet dit wat ek weet dit. Niemand anders gaan my anders te oortuig nie. Iemand praat eendag van die Big Bang en vertel vir my dat alles ontstaan het deur 'n groot ontploffing in die heelal. Ek sê ja, hoe dink jy dit geklink toe die woord, die stem van God jou beskielik die stilte van die heelal breek? Dit was nie net 'n ontstaan. Die God van hemel en aarde wat bo oor alles uitbeloon. Toe hy praat, toe moes dit met 'n geweldige knal plaasgevind. Toe daar die stem van hom die stilte breek, was daar die knal so geweldig, dat alles tot stand gekom het. Dink nou in oomblikke se tyd die heelal soos wat hy bestaan, in 'n woord, ontstaan, deur dit wat God sê. Nou, ek weet nie of jy al geluister het, hulle sê plante, wanneer hulle groei, maak hulle 'n klank. Hulle het mikrofone gevat en by plantjies gaan neersit van die ontkenproses af, om te luister wat doen hierdie plant. Hulle gaan en hulle doen verdere studie en hulle sien, dat wanneer hulle in sekere gedeeltes kom, dat bome resoneer 'n klank. Die klank wat hulle resoneer, ek wil vir iets illustreer, as jy dink aan.
Nou, vir almal wat dit weet, u wat 'n ingestelde oor het, dis middelsee. Die klank wat die bome resoneer, word baie nou en baie na aan middelsee gebring. Hulle sê bome kommunikeer met mekaar in daardie toon. Dis vasgevang die oomblik toe die Here gepraat het, toe daar 'n stilte gebreek word. Toe kom daar 'n klank wat alles tot stand bring. Sou iets te groot wees vir God as hy net iets kan sê, of net 'n geluid maak, of net 'n vinger roer, en daar gebeur iets. Ons menslike gedagtes kan dit nie begryp hoe groot God is. Daar is 'n lied wat gesing word en dit sing how great is our God. Nou wanneer ons great sê, dan sê ons pasjasjal lekker. Maar great in hierdie opset beteken hoe groot is ons God. Die Afrikaanse rendisie sing dit ook so. Hoe groot is ons God. Daar's 'n ou Pinksterkoortjie wat gesê het, hy is so groot, maar tog so klein, dat hy kan wandel in ons harte. God is so groot, so sterk en almagtig. Daar's niks wat my God nie kan doen nie. Wie is God? Hy is voor alle dinge. Hy bestaan voor tyd. Daar ontstaan hy buite tyd. Ek is wat ek is. So beskryf God homself aan Moses. Vir my is hierdie woord aangryplik. So asof God sê, jy sal tog nooit werklik begryp wie en wat ek werklik is nie. Daarom sê ek vir jou, ek is. Waar kom hy vandaan? Wel, God is tydloos, ons het dit klaar bestempel. Vir hom is daar nie dag of nag, uur of minuut nie. Hy staan buite die aangryplike klok wat ons so na speer om vroeg op te staan in die oggend en vroeg te gaan slaap in die aand, en die siklus wat ons as mens verduur hier op die aarde. Ons probeer God inpas in 'n tydperk, maar hy gaan vir u sê, omdat hy bestaan voor tyd, bestaan hy van altyd af. Hoor jy wat ek sê? Daar was nie 'n tyd wat God nie bestaan het nie. Hy bestaan nog altyd. As jy dit nou mooi begryp vanaand. Ons kan nie sê, daar is 'n punt, dis waar God begin het. Hy was. Die woord van die Here sê vir ons so mooi ding. Hy sê vir ons, vandag begryp julle ten dele, maar eendag sal julle ten volle verstaan, soos wat julle ook geken is. En weet jy, wanneer God jou ken, ken hy jou dieptes, hy ken jou laagtes, hy ken jou hoogtes. En omdat hy buite al hierdie dinge bestaan, sien hy binnekant toe, meer as wat ek en u kan begryp ooit. Dit maak vir ons nou 'n eindelose en diepe saak wakker, dat God is wie hy is. Hy is van die begin af. Hy is buite tyd. Hy is tydloos. Hy is Alfa. Hy is Omega. Hy is begin. Hy is einde. Hy is Vader. Hy is Heerser. Iemand het eendag hierdie woorde geuiter en ek hou daarvan om dit op te noem. Hy sê God is die begin en die einde en alles tussenin. Iemand sê ja, maar as mense wat die natuur aanbid sê, ek het vir hulle nies, dis 'n maaksel, net soos wat ek in die maaksel is. Dan beteken dit, het gaan vir my beter wees om niks dan te aanbid nie. Want ek kan bid nie houtstomp wat deur 'n man op 'n hoopie gesit word nie. Ek kan bid nie 'n ding wat by die aardse stof is voorgebring is en deur God se asem lewe gegee is nie. Ek wil hierdie ding by die wakker maak vanaand en dit is mooi daaroor. In die hele wetenskaplike navorsing is daar nou 'n ding wat hulle noem AI. AI
praat terug met jou. Hy klink of hy so goed klink, jy sien ons hoor hierdie naweek 'n ding, ek het dit gesien met my eie oë, dat mense in verhoudings wegtrek met AI en praat soos met man en vrou is, wat met mekaar praat, of vrou en man is, en die ding hulle oop verhoudings. Meanwhile, back at the ranch, hoor jy my nie glad julle tieners nie, ek weet wat gaan aan. As manne wat hulle voelspaar leen gehaai skyn, dat hulle met hou selfoon wil kommunikeer. Nie met iemand aan die ander kant van die selfoon nie. En ons daar was dit moeilik, jy het briewe geskryf. Laat gevat man om flipping. Jy moes guts hê. As jy 'n meisietjie gegraag het, soos my broer sê, dan moes jy guts gekry het. Jy moes 'n boksie chocolates en 'n rose gekoop het en genader het. Nou praat hulle met AI. 'n breinlose wese wat oor kennis beskik. Ek dink snaaks. Want daar's nie 'n wese daar. Dis kuberruimte. Internet. Met alles wat hy kon navors op die internet om jou terug te kon antwoord. 'n mimiek van wat waar is. Weet jy wat ek sê? 'n mimiek. 'n namaaksel. En nou kom hierdie namaaksel en hy reüneer mense, as jy so sleg is dat hy aan jou los. Ek wil hy skei saak sien. Waar is die rimvinger? Nee, Boetie. Nee, sê. Dis nie God nie. Weet jy wat is waaroor die Bybel ons gewaarsku het, hierdie gees van die anti-kris, wat lyk soos die waarheid. Ek kan jou laat voel dat jy emosies het. Amen, al back it around. Dis die duiwel met 'n paar knoppies aan die ander kant. Wat besig is om mense se gedagtes te steel. Weet jy, hulle het so ver gegaan dat daar tot nou al, as hulle noem dit AI imaging, wat hierdie ding tot 'n prentjie en 'n foto van jou keuse vir jou kan opsit, jou fantasie laat waar word. Dit raak gevaarlik, nee. Dis nie goed nie. Dis mensgemaak. En 'n mensgemaakte ding gaan tot niet gaan. God kan nie tot niet gaan nie. Begin jou gesprekke wat jy voer met AI. Wegkry uit jou gedagtes uit en begin met die Vader wat in die hemel is praat. En jy sal baie binnekort agterkom dat God ook 'n stem het en dat hy terugpraat. Dis 'n verhouding met 'n waardige, waaragtige God van hemel en aarde. Nie 'n nabootsel nie. Nie 'n namaaksel nie. Daar's soveel ander gode en soveel ander gelowe. En ek wil die vanaand waarborg dat dit alles nagemaak is. Dis maar die AI van hulle tyd. Dis die AI van ander menslike gedagte. Dis boeke wat saamgeskryf was deur mense wat geen begrip gehad het. Dit was maar om 'n paar oudjies te vang wat nodig gehad het om 'n verhouding te hê. En hulle volg nog al die tyd dieselfde voorskrifte. Hulle doen nog steeds elke keer dieselfde ou gewoontes. Dit kan nie verander nie. Maar weet jy wat sê die Bybel? God is onveranderbaar. My Bybel sê hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Wie is God? Gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Teken ek weer 'n mooi prentjie vanaand. Hoe gaan jy antwoord as iemand, jy kan nou al so effens antwoord, nee. Maar wat sê jou Bybel? My Bybel sê hy is die enigste God wat waardig is om aanbid te word. Dis wat my Bybel sê. En dan sê hulle vir jou, maar dis wat jou Bybel sê. Wat sê jy? Ek sê ek self. Ek verskil nie van dit wat God se woord is nie.
Want dit is sy woord. Ja, daar het mense die Bybel geskryf, maar dit is nie geïnspireerd deur AI nie. Genesis 1 is die begin waar ons God ontmoet. Ons kom agter dat hy 'n God is wat lief is. 'n God is wat kan haat. Hy haat sonde en ongeregtigheid. Hy haat om te sien dat sy kinders radeloos en vol sonde is. Hy haat die sonde, maar hy het my en jou lief. Hy is die Vader figuur, nie net figuur nie, maar die enigste Vader wat werklik omgee. Waar baie aardse vaders ons in die steek gelaat het, het God ons nog nooit in die steek gelaat nie. Wie is God? Hy is wat hy sê hy is. Dis die enigste een met 'n werklike stem. Ek het nou nog nie een moslim gehoor wat sê Allah het met my gepraat nie. Wat sê jy? Hulle noem hulle self profete van wat? Van skrifte. Wanneer God profete roep hulle na sy hart. Om sy hart aan mense weer te gee. Dis wat profesie is. Om die hart van God aan mense bekend te maak. Ek sê dit, as jy met my stem nie saam. Ek hoop so. Wat is prediking? Dis die evangelie krag tot redding. Wat jou bring na die enigste God wat werklik is. Johannes 1 sê vir ons iets verder en dis die geestelike Bybel soos wat jy dit nou al verstaan het. Johannes 1 sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. Sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mens. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wat sy naam Johannes was. Luister. In die begin was die woord en die woord was by God. En alles wat ontstaan het deur hom ontstaan. Toe God spreek, toe praat hy 'n woord. Wat sê dit vir my? Toe gebruik hy Jesus. Toe is Jesus die scepter wat lewe bring. Hoor nou mooi. In die begin was Jesus. Dan van die Gees van God gehoor op die waters. Drie-enig. God is 'n drie-enige God. Was geen een soos hy nie. Hy is Vader, hy is Seun, hy is Heilige Gees. Die een doen nie wat die ander nie goedkeur nie, en die ander doen nie wat die ander nie wil hê nie. Hulle is almal in een wil. Wanneer Jesus iets doen, doen hy die wil van die Vader. Wanneer die Gees iets doen, doen hy die wil van die Vader. Een. En drie persone een. Kan jy dit nou verstaan? Wie is God? Hy is Vader, hy is Seun, hy is Heilige Gees. Hy is die begin. Hy is voor alles. Ek probeer my anders te oortuig, weet jy? Ek gaan jou dalk nie so mooi oortuig met woorde nie. Ek gaan dalk omdraai en wegloop, want jy gaan my nie oortuig iets anders te vanaand nie. Ek gaan vir jou sê, weet jy wat, glo jy maar wat jy wil, en kyk waartoe vat dit jou. Sê as jy verkeerd is, as hulle my vra as ek verkeerd is, dan sê ek, that is a chance worth taking with you. Want weet jy, ek het nog nie een keer gesien dat God my nie steek gelaat het nie. Hy is getrou. En hy is regverdig. My God sê nie gaan uit te gaan maak mense dood om hom te dien nie. Hy sê oortuig hulle van die regte. Oortuig hulle van die regte waarheid. En ek kan dit nie doen sonder sy Gees nie. Sy Gees is die een wat leer en lei in alle waarheid. Ek kan dit nie doen sonder om 'n woord te spreek nie. So met ander woorde, ek kan dit nie doen sonder Jesus nie. Hoor jy wat ek sê vanaand? Alles lei na die Vader. Jesus het gebuig in die tuin van Getsemane en het gesê, Vader, nie my wil nie,
maar U wil geskied. Wat was God se wil? Dat Jesus in my en U plek kom staan. Wat het goed om te aanbid? Ek weet nie van 'n ander een wat sy seun gegee, wat homself gegee, sodat die mens kan vrykom van sonde nie. Ek weet nie van 'n ander een wat vlees geword het, waar daar enige dokumentasie en waarhede om gevind kan word nie. Maar tot vandag toe is daar opgrawings in Israel, en hulle kry nog steeds bewyse dat Jesus op die aarde geloof het. Hulle kry nog steeds bewyse van dit wat die Bybel sê die waarheid is. Ek sien nog steeds geen ander boek wat daardie waarhede ontsyfer en uitgehaal word nie. Daar's geen ander boeke verder uitgegrawe in die geskiedenis om een ander boek te bewys soos wat die Bybel bewys word. En jy kan dit maar gaan soek. Gaan doen navorsing, gaan krap. En dan sal jy sien hierdie Bybel praat van die waaragtige God. Daar's nie ander een nie. Dis hy. Hoekom is ons hier? Om hom te dien. Om oor te gee aan sy wil. Om voor hom te buig. Om die ewige lewe te beerwe wat hy gee as geskenk. Hoe doen ons dit? Ons glo. Hebreërs 11 vers 1, geloof is die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons sien in 11 vers 6, en hy sê die volgende: hulle wat glo dat God is, en 'n beloner van die wat hom soek. Hoe soek jy God? Waar soek jy God? Waar begin jy? As jy nie vanaand begin net om te kyk na die samestelling van sy skepping nie. As jy hom soek in elke gedeelte van die skepping, gaan jy hom vind. Nie in mensgemaakte goede nie, maar in dit wat selfs God toegelaat het om te bou. Dink jy die mense self gedink, kom ons maak 'n paar bakstene en bou 'n gebou nie? Iewers het die Here voorskrifte gegee. Iewers het God deur sy engele of met iemand besoek en dit vir hulle gegee. Dink jy wysheid kom van die mens af? Dink jy al die skemas wat bestaan en die mense het gestaan gekonstrueer en nou werk wiskunde net omdat 'n paar nommertjies klop? Jy ons kan hier taal op die leer of gepraat het sonder dat God dit vir ons gegee het nie. Die brein is saamgestel om 'n komplekse ding te wees wat God gemaak het. Dan sê hy vir my en u, hy het ons gemaak in sy ewebeeld. Weet jy wat kan dit vir my vanaand sê? Vanaand is ek in die ewebeeld van God geskape. Ek is nie in die ewebeeld van 'n Bobbejaan geskape nie. Ek is nie in die ewebeeld van evolusie geskape nie. Ek is nie in die ewebeeld van 'n eensellige organisme met die naam Amoeba gekonstrueer nie. Luister wat ek vir u sê. God het neergebuk in die stof van die aarde, ek het vanmôre gesê. En hy het homself ontvorm terwyl hy hierdie grond geformeer het in sy ewebeeld. En toe hy sien dis perfek, toe sê hy, yes, dit lyk nou soos ek. Toe gee hy sy lewensasem vir hierdie klein. Hy is die pottebakker. En jy my moet die, ons is die klein. Elke keer as ek die sing in die rendisie daarvan, dan ek denk ek, ja Here, U het my gemaak. Ja, ek het self al die brood geniet. En ja, die vleis, my estel, kon dinge dat bietjie meer gesond gedoen het toe ek jonger was. Maar dit is wat dit is, ek is nou hier. Ek is nog steeds in die ewebeeld van God geskape. Niks het verander nie. Laat ek jy vertel, mense skets spreekies van gode en noem gode berge. Wanneer hy weer kom, sal hy sy voet op die Olyfberg plaas en die aarde sal bewe vanweë sy teenswoordigheid wanneer hy my en u kom haal op daardie groot en ondeurgrondelike dag. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun self, God wat die naaste aan die Vader is,
die het hom kom bekend maak. Johannes 1 vers 18 sê hier die woorde. Hy sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enigste gebore seun, wat in die boesem van die Vader is, het hom kom verklaar. Toe Jesus loop op die aarde, toe vra hom, toon ons die Vader. Toe sê hy aan hierdie woorde, ek is dan so lank al met julle. Let mooi, die ewe beeld van God. We gaan God soek in jou medemens. We gaan God soek in jouself. Jy is nie God nie. Jou medemens is nie God nie, my nie verkeerd verstaan nie. En as hulle hom nie het nie, begin hom verkondig aan hulle. Die skape in die ewe beeld van die Vader. Gemaak soos wat hy jou wou gemaak het. Met al jou samenstellings. Met alles wat hy kan aan werk tot nou toe. Luister, is hy die skepper van alle dinge. Niemand kan op jou stry nie. En niemand kan het teenstaan. Die wetenskap probeer al baie jaar, hulle kan 2 stelletjies by mekaar voeg. Hulle het nou AI. Nog steeds die bedrogspul wat altyd daar was. Maar weet jy, wetenskap is nie 'n konstante nie. Wetenskap verskil. Dit wat hulle gister geglo het, kan môre anders te wees. Weet jy, wetenskap wat ons op skool gehad het, is nou anders. En hy het verander, want hy evolve, soos die evolusie. Maar die konstante is dat God voor alle dinge was. En dat alles wat bestaan het, deur hom ontstaan het. En dat hy alles gemaak het, hy was eerste. Voor alles. Wie is God? Hy is alles. Hy is my alles. Sonder hom is ek niks nie. Sonder hom het ek geen bestaansreg nie. Wie is God? Wie is God vir jou? Vanaand na hierdie preek gaan jy kan wegloop en sê, hy is wat hy gesê het hy is. Hy is alles. Hy bestaan. Werklik. Hy verander nie. Sy gedagtes nie my en jou gedagte nie. Sy gedagtes oor. Vanaand, wie is God? Hy is alles. Hy is my alles. Is hy dan waardig om aanbid te word? Is hy waardig om geloof te word? Is hy waardig om geprys te word? God maak bemoeienis met ons so ver soos wat hy kan. Hy hou die natuur in stand. Hy verskaf alle lewensmiddele wat nodig is en meer. Hy kom en genees ons en maak ons op 'n wonderbaarlike manier van hom bewus. Hy praat met ons. Hy verhoor ons gebede. Hy red ons. Hy maak ons vry. Hy is God wat nie ver is nie, nee. Deur die werkinge van die Heilige Gees is God binne in ons. Hoor mooi. Deur die werkinge van sy Heilige Gees is hy nie buite ons nie, maar binne in jou. Onthou jy daai ou koortjie wat ons sing in die Sondagskool van die tempel? Jou liggaam wat die tempel van die Heilige Gees is. You are the vessel of the godliness. God is in jou. Hy is deel van jou. Jy kan nie wegvlug vir hom nie. Hy is alomteenswoordig. Hy is altyd daar. My ma het altyd gesê, Boetie, jy moet baie versigtig wees, want daar's altyd oë wat kyk. Roep ek alleen in my vertrek en dan soek ek die oë. Voordat ek die broodjies steel. Voordat ek skelm gegooi in die hand. Hy laaste paar stukkies koue vleis in die yskas uit gaan haal. Kyk ek waar is die oë. Toe hoor ek eendag 'n rendisie van 'n lied, my sis. En dit het my laat wakker word tot die werklikheid. Daar is 'n oog in die hemel wat jou sien.
Hy sien dieper. Dis nie menslike oë wat jy oor hoef te bekommer nie. Dis nie die FBI se kameras of die goewerment se kameras of die internetkamera wat jy oor hoef te bekommer nie. Dis die oog van God wat alles sien. Hy sien jou soos wat jy is, deur jou. En in jou sien hy alles. Wie is God? Hy is alomteenwoordig. Hy is die begin. Hy is die einde. Hy is alles vir my. Ek maak klaar. Ek dink daar is 'n verlange in God se hart. En die verlange is dat ek en jy hom moet soek. Hy sê, want wie klop, vir hom sal oopgemaak word. Vir hom wie soek, hy sal vind. Want wat 'n vader onder julle sal vir sy seun 'n klip gee, sy vra vir 'n brood. Vir skerpioene, sy vra vir 'n eier. Hoeveel te meer julle hemelse Vader wat 'n welbehaag julle het. Ja. Hy het welbehaag in my. Sy begeerte is dat ek en u losbreek van hierdie wêreldse nonsens. Die Engelse woord is nonsense. Want dit maak nie vir my sin wat die wêreld mee besig is. Oorlog en gerigte van oorlog, kragspelle teen mekaar, wie wil die heers en wie wil koning wees? Wie wil die wêreld besit en wie wil die meeste hê? Maar kan dit alles hou? Just give me God. Let me tell you this. If all is said and done, God wants you to be in heaven with him. Dis sy begeerte. Sy begeerte is dat sy bereid om soek. Soos nog nooit tevore nie. Nou gaan ons weer verstaan wie God is. Volgende keer gaan ek met u praat oor wie Jesus is. Dan gaan ek met u praat wie die Heilige Gees is. En dan gaan ek met u praat wie u in God is. Gee my kans, ek wil dit vir u openbaar in gedeeltes. As jy nie hier is, nie gaan jy mis. Want as hier die volle uitspraak van God en die Godheid na jou toe kom, dan kry jy weer sin in die lewe. Jy kry sin in jou godsdiens. En jy weet dit is waardig om hom te aanbid. Jy weet dit is waardig om hom te eer. Want hy is wat hy is. Ek is vanaand in sy naam hier, gestuur en gesalf deur hom, om my te vertel van wie hy is. Gaan jy vanaand met iets weg? Gaan jy vanaand met 'n nuwe sekerheid dat wie hy is waardig en gaan dit te wil. Kom ons staan op ons voete. Sal jy vir ons afsluit, my sis?